Goeienaand almal. Dat sê, klink wie beter. Julle is hierso, julle slaap nie. Ek is so bly om dit te sien. Nou baie dankie dat jy hierso is vanaand en ek het glo jy is hierso met 'n rede en met 'n doel wat God vir jou gesit het om hierso te wees vanaand. Amen. So ek is opgewonde om hierso te wees. Ons is nie op die einde van 'n jaar nie, maar einde van 'n seisoen in ons lewens. Baie van ons het daar gevoel, hierdie jaar was groot seisoene gewees. Was moeilike seisoene gewees. Amen. Maar dit was goeie seisoene ook gewees. Ons het goeie seisoene, ons het slegte seisoene gehad. Nie almal van ons wat hierso vandag sit, is in dieselfde seisoen nie. Maar ons op dieselfde punt. En dit is 'n begin van 'n nuwe jaar. So ek glo en ek hoop jy het gesê al, Jesus Here, ek gaan ietsie doen in hierdie nuwe jaar. Ek gaan ietsie nuuts doen in hierdie nuwe jaar. So ons begin by 'n nuwe jaar en 'n eenvoudige woord wat die Here vir my gegee het en Jacques vra vir my Sondag, wat is die woord wat die Here al vir jou gegee het vir die nuwe jaar? En ek sê, wel, ek wil 'n klomp nuwe woord kry vir myself, vir my gesin, vir die kerk in kry. Ek wil graag vir my vir 'n klomp ander aspekte in my lewe 'n woord kry wat God in my hart geplaas het vir my lewe, maar ook nou waar ons in die gemeente staan en eintlik in ons dorp, gaan ons nou in hierdie nuwe seisoen in en ek glo die Here gaan met jou praat vanaand. So soos julle kan sien, is 'n eenvoudige tema, groei saam. Dis wat die woord wat die Here gegee het vir die volgende jaar, vir 2026 is groei saam. En hierdie gaan ons fokus op jou, om jou te laat groei. Nie net in getalle nie, nie net in aktiwiteite nie, maar in God. Om te groei in God, met mekaar en met 'n doel. Amen? God het jou met 'n doel geskep, my vriend. Hy het jou geskape vir 'n doel, hy het jou geskape vir 'n tyd soos nou. Hy het geweet, jy gaan hier wees in 2026. Amen? Baie mense het miskien hierdie gevoel in hulle harte van, ag, ek gaan miskien net nog 'n jaar wees of 'n slegte jaar wees. Onthou wat God sê, die mag van lewe en dood lê waar? In die tong. So kom ons spreek lewe in volgende jaar in, nie dood nie. Ons kry genoeg dood oor waar ons kyk. Kom ons kyk vir lewe, kom ons soek vir lewe, kom ons spreek lewe. Amen? Amen. So, waar ons nou in hierdie tyd gaan, is daar twee skrifte wat die Here vir my gee. Die eerste ene is Psalm 1 vers 3. En ek gaan vir die volle Psalm lees voor ons by vers 3 uitkom, soos dit gaan nie op die bord verskyn nie. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnigheid saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Dan vers 3. Hy is soos 'n boom, die persoon wat God se woord hoor dag en nag. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat by die regte tyd vrug dra en daarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Die boom groei nie omdat hy hard probeer nie, maar omdat hy reg geplant is. Jy, my vriend, is 'n boom vanaand. Sê ek is 'n boom. Wat is jy? Is jy 'n boom? Waar is jy geplant? Is jy geplant by waterstrome? Waar is jy geplant? Is jou blare besig om droog te raak? Is jy besig om miskien 'n bietjie voeding te verloor? Of is jy besig om vrug te dra? Of is jy soos hierdie boom wat ons buitekant so mooi sien in die Oos-Vrystaat? So mooi groen. Ek is so bly ons bly in die Oos-Vrystaat. Dit is 'n mooi deel van die Vrystaat, 'n mooi deel van die wêreld. En dit wys net vir ons hoe God kan werk. Kolossense 2 vers 6 tot 7 sê vir ons, aangesien julle dan Christus Jesus as julle Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. So, waar is jou wortels? Is jou wortels geplant? Is jou wortels diep? Is jy gewortel en gebou op hom?
waar is jou wortels? Waar is jy geplant? Want geestelike volwassenheid word sigbaar gewys in die boom. Hoe sien ons of jy geestelik volwasse is? Kan iemand vir my sê? Wat dra 'n boom gewoonlik? Vrug. So in die vrug sal jy kan sien die volwassenheid. Die manier hoe jy ander hanteer, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy goed dink, die manier hoe jy praat oor 2026. Hoe is jou hart? Hoe is jy geplant? Want geestelike volwassenheid beteken 'n lewe in die woord. Kom ek vra of jy 'n vraag en jy gaan vir jouself antwoord, ek soek nie die antwoord nie. In hierdie hele jaar van 2025, hoeveel keer het jy jou Bybel opgetel? Elke dag? Miskien 5 keer 'n week? Miskien 2 keer 'n week? 1 keer 'n week? 1 keer 'n maand? 2 maande? 3 maande? Baie van ons kan nie dink dat sommige mense dit 1 keer net optel in 2 maande en ander dit elke dag gaan optel. Maar dis gaan wys na geestelike volwassenheid en om daar te kom is om jou woord daagliks te lees. Ek wil jou uitdaag in 2026, lees jou woord elke dag. As jy wil geestelik volwasse word in Jesus, moet jy jou woord optel. En die tweede een is van wandel in God. Wandel met God. Hoe wandel jy met God? Jy praat met hom. Jy het gebed, jy het stilte tyd, jy gaan kerk toe, jy gaan met gelowiges by mekaar. Jy kan by 'n ander plek gesit het vanaand, maar jy het gekies om hier te wees. So jy wandel nou hierso saam met gelowiges, want die woord sê as daar 2 of meer by mekaar is, daar is ek. En ek glo julle soek vir Jesus in hierdie plek. So hy's hierso. So dankie dat jy hierso is en dis hoe geestelike volwasse is om by mekaar uit te kom, om wandel saam met God, stilte tyd te hou en nie net met emosies nie, maar met fondasie. Ek kan baie dankie vir my ouers sê dat hulle my 'n vaste fondasie in Christus gegee het. Waar ek vandag hier kan staan. Ek het nie 'n lewe gehad wat af die pad gegaan het. I walk the straight and narrow. Ek het nie 'n groot testimony nie, maar my testimony is dat ek gewandel het saam met God. En nie te sê dat ek nie probleme gehad het, maar my fondasie was reg gelê. En miskien is jou fondasie reg gelê en jy gaan af die pad, is jou fondasie nog steeds reg, kom net terug na die fondasie toe. So in 2026 gaan ons fokus, vir ons as gemeente, gaan ons fokus op kursusse en bedieninge, wat jou gaan help om wortels te skiet. Want ons kort wortels om in die grond in te gaan, sodat wanneer die wind kom, wanneer die lewensomstandighede kom, dit ons nie sal omwaai nie. Amen? En ek weet dis baie besoekers ook hierso, maar ek wil net hierdie vir jou sê, wandel saam met God is om ook om van hom te leer en in sy woord meer te spandeer. En dis hoekom ons baie in ons kerk gaan fokus op kursusse hierdie maand en in bedieninge om mense te help wortels skiet. Kom ek vra vir jou. As jy nou terugkyk, ons is op die einde. Julle stem saam ons is die einde van 2025. Nee, ons is die einde. Is jy dieselfde persoon as 'n jaar terug? Wat het verander? Miskien het jy groter geword. Miskien het jy meer hare verloor. Miskien het jy gryser geraak. Ek het baie grys geraak. Miskien het jy nog 'n kind gekry. Ek het nog 'n kind gekry. Miskien was daar ietsie wat groots gebeur het in jou lewe wat miskien jou hele lewe verander. Miskien is dit 'n tragedie geweest. Maar is jy dieselfde persoon as wat jy was 'n jaar terug? Nee, ons is nie. Maar die vraag is, nie of jy verander het nie, maar hoe het jy verander? Want baie mense kan goed verander, maar ook mense kan sleg verander. Is nie so nie? En ek glo en ek hoop jy het goed verander in hierdie jare wat verby is. En ek glo in hierdie nuwe jaar, gemeente, soos Jacques gesê het, dis uitdagingjaar. Ons gaan saam groei. En ons gaan geestelike volwasse word. Dieper en sterker. Want weet jy, een ding
wat vir my baie mooi is, en ek dink jy het al hierdie vertel. Daar's 'n storie wat genoem is, julle almal ken wat in Amerika hierdie groot sterk bome, daai redwoods. Hulle is massiewe bome. Hulle is soos hierdie blok hierso, een van hulle stamme is so groot soos hierdie blok. Hulle is massiewe bome, maar weet jy hoe staan hulle? Hulle staan by mekaar. Hulle staan saam. Hulle wortels onder is soos 'n web van wortels van een boom en 'n ander boom en 'n ander boom, as 'n wortels almal saam is wat mekaar ophou. Want een boom wat alleen staan, val. Maar wat saam staan, val nie. So dis hoekom dit belangrik is dat ons saam groei. Dat ons saam groei in volwassenheid, in Christus, in wat hy wil doen in ons kerk, maar in jou lewe, maar ook in die dorp. Amen. Ek glo Ficksburg, God het 'n groot plan vir Ficksburg. Ek glo dit. Mense praat baie lelik en baie negatief oor Ficksburg. Maar ek kan een ding sê, daar gebeur goed. Het julle die Checkers gesien? Hoeveel jare wag ons vir daai Checkers? Ons wag al lank. Maar dis hierso. Daar gebeur iets. Jy kan nie sien God is besig om te beweeg nie. Amen. So wil jy nie saam met beweeg nie, wil jy nie saam groei nie. So ons gaan groei saam as 'n liggaam. Romeine 12 vers 4 tot 5 sê vir ons, ons het baie lede in een liggaam. En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons. Al is ons baie, is Christus een liggaam. En almal afgesonderlike lede van mekaar. So wat sê dit vir ons? Jy het 'n doel. Wat net jy kan doen. Ek kan nie jou doel voltooi nie. Ek kan nie in jou posisie instap nie wat God vir jou beplan het nie. God het vir jou 'n doel. En as jy vanaand is, jy miskien 'n vraag van wat is my doel? Wil ek vir jou sê, God het 'n doel. Wat op aarde is God besig in my lewe? Ons die Christus wat dit beantwoord. Christendom is nie 'n individuele projek nie. Ek dink ek het al baie keer mense gehoor wat sê, Christendom is my geloof. Ja, dit is. Maar dit is 'n lewendige geloof. Dit is 'n geloof wat ander mense ook vertel. En wat ander mense saam gaan. Dis hoekom ons saam is in 'n gemeente, in 'n kerk. Want ons gaan saam groei, ons moet hierdie saam doen. As een val, is die ander ene daar om te tel. Sê vir my, in hierdie jaar wat verby is, het iemand al jou opgetel? Het iemand jou al gehelp as jy geval het? Wanneer jy nie meer kon nie. Wanneer jy baie keer dood voor die oë gestaar het. Was daar nie mense wat jou gehelp het? En daar antwoord is ja. Daar is mense. Want ons groei saam. Of ons groei nie in 'n gesonde manier nie. Amen. Julle nie slaap raak nie. Ons het nie beddens hier so in die kerk nie. Toe was amper nuwe jaar. Nou as die oggend hierso, kan julle maar net weer aangaan met julle oggend. So ons is baie lede, maar een liggaam. Ons almal behoort aan Christus Jesus. En ek wil net by sê, met die ander kerke, ons almal het 'n deel in hierdie kerk, of in die liggaam van Christus. En hierdie kerk het 'n spesifieke doel, 'n spesifieke manier, en jy het 'n doel in hierdie kerk. Amen? En God wil jou gebruik, waar jy is. Nie net in jou kerk nie, nie net in jou hierso waar by mekaar kom nie, maar in jou huis. Waar jy werk. Dis waar God jou ook gebruik. Amen. So kom ons kort vat 'n bietjie die evangelie na ons werksplekke en na die huise toe weer. Efesiërs 4 vers 13. Totdat ons almal kom tot geestelike volwassenheid. Ek glo en ek hoop jy word geestelike volwasse. So sal ons uiteindelik almal kom tot 'n werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeiende mens wees. So volmaak en volwasse soos Christus. So wat sê hy vir ons?
Disipelskap. Ons gaan saam groei. Ons gaan mekaar uitdag, ons gaan mekaar help, ons gaan mekaar leer om jou plek te ontdek vir waar God jou wil gebruik. Antwoord hier vir jouself. Weet jy wat jou doel is? Weet jy wat jou doel is wat God vir jou gemaak het op aarde? As ek vir jou vra, wat is jou doel op aarde? Sal jy vir my kan antwoord? Sal jy vir my kan sê, hoekom is jy hierso? Want soveel mense het soveel vrae van, hoekom is ek hierso? Wat moet ek hier doen? En maak nie saak of jy jonk of oud is nie, jy het 'n doel. En as jy nie het weet nie, nooi ek jou uit in hierdie jaar in. Kom en kyk. Kom en word betrokke. Om nie net te sit nie, maar om deel te wees van wat God wil doen. Amen? Gaan jy deel wees? Okay. Want ek is almal seker genoeg vir dit nie. Hulle sê, jy moet jou volle bewussyn wees om 'n antwoord te gee. Ek glo julle is in julle volle bewussyn of slaap bietjie van julle. Ek sien daar's mense wat slaap, miskien daar agter. Nee, daar's niemand wat slaap nie. Okay. Maar maak 'n belofte in God in hierdie dag, in hierdie jaar, dat jy sal deel wees van wat God wil doen. Groei gebeur in verhoudings. Groei gebeur wanneer ons saam is. Groei gebeur wanneer ons God soek. Amen? Toe maar, 15 minute, dan is 'n nuwe jaar. Jou gawe, ons almal het 'n gawe ontvang, korrek? Okay, jou gawe is jou verantwoordelikheid. Okay, goed, ek is maklik. Nee, Romeine 12 vers 6 tot 8 sê vir ons het 'n genadegawe wat verskil. Jy het genadegawes wat verskil van die persoon wat langs jou sit. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om te onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons mense bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Elke gelowige het 'n gawe. Jy het 'n gawe ontvang. Niemand nie. Niemand het nie 'n gawe nie. Niemand is sonder 'n doel nie. So wat is jou gawe? Hier is 'n paar van hulle, maar daar's baie meer. Profesie, om te dien, onderrig, bemoedig, gee, leiding te gee, ander te help. Ons almal het 'n doel. Ons almal het 'n gawe wat vir jou gegee is. Ek kan nie dieselfde doen as wat Jacques doen nie. En Jacques kan nie dieselfde doen as ek doen nie. Maar ons saam kan ons baie meer bereik. Amen? Ons almal het 'n doel en elkeen van ons het 'n gawe. 1 Petrus 4 vers 10. God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawe moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Vir wie is hierdie gawes? Julle geluister, ons lees weer. God het aan elkeen, kom ek gou net hier sê, hierdie woord elkeen, in die Grieks, Hebreëus, in alles, is elkeen. Elkeen van julle, every individual, every single one, elke een van julle het een ontvang. Elke een van julle het genadegawe gegee, met hierdie gawe moet julle wie dien? Julle mekaar dien. Wie moet julle dien? Mekaar. Hoekom? Sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. So vir wie is hierdie gawes? Vir mekaar. Wie gee die gawes? God. En wie se verantwoordelikheid is om die gawes te gebruik? Myne. Jy. So wat is jou gawe? 'n Vraag vanaand, wat is jou gawe? En waar gebruik jy dit tans? Het jy 'n gawe wat jy wegsteek, wat jy sê, ek gaan met niemand sê ek het hierdie gawe nie? Of jy weet nie eens van jou gawe nie? Ek wil jou uitnooi in hierdie jaar. Ons gaan regtig dit besoek en dit regtig indelf is gawes.
om jou te help. Want as jy nie, as ek nie dien nie, lei die liggaam. As jy nie jou gawe gebruik nie, lei die hele liggaam. Voorbeeld, ek het 'n liggaam, maar as my been die gawe het van loop, maar ek wil dit nie gebruik nie, gaan dit vir my moeilik wees om te loop. Ek gaan huppel soos ek moet gaan. Wie lei? Die liggaam. En as ek nou een hand nie meer het nie, en ek moet nou myself aantrek, en ek het dit al gedoen, want ek my elleboog gaan gebreek, so ek weet hoe dit is. Dit is moeilik. Dit is moeilik om die tande te borsel. Sy, my vrou is altyd die tandeborsel, die tandepasta op my tandeborsel sit, want ek kan dit nie self alleen doen nie. As wie lei as een liggaam deel nie werk nie, of nie saam is nie? Die liggaam. Amen. Sê die persoon langs jou, ek het te doen. Dan sê die persoon aan die ander kant van jou, jy te doen. Jy het 'n doel, my vriend. God het jou met 'n doel geskep. God het jou met 'n doel gemaak. En waar as hierdie nuwe jaar gaan ingaan, gaan dit elke van julle kort om ons te help, om hierdie dienste doelgerig te maak, om hierdie dienste op 'n samekoms kwaliteit te maak, en met liefde vir God en vir sy mense te maak. God vra nie vir ons perfeksie, maar hy vra vir ons om net daar te wees, om te doen wat hy vir ons sê. Om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Gaan ons foute maak? Ja. Soos daai. Ons gaan foute maak. En so waar ons nou gaan afsluit en waar ons nou amper in die nuwe jaar gaan ingaan, gaan ons in gebed ingaan. En ek wil graag vir julle vra om net gou vir 'n paar minute, of net vir 'n minuut, ek gaan saam met julle praat nou, maar mag julle oë toe. Almal mag julle oë toe asseblief. Ek wil nie net praat oor groei nie, ek wil nie net praat oor wat ons wil doen vir die volgende jaar, wat God wil doen in hierdie jaar nie, maar ek wil saam bid met jou, vir wat God in jou lewe wil doen. Want God het 'n plan met jou, my vriend. En as jy voel, jy weet nie wat jou plan is nie, wat God se plan vir jou is nie, wil ek jou bemoedig vanaand om regtig om te gaan sit en te gaan soek. En sê, Here, hier's ek. Ons het 'n pragtige liedjie gesing van I Speak Jesus. Spreek Jesus in die omstandighede, spreek Jesus in daai plek van Jesus, kom, wys vir my. Of Jesus wys vir my dat waar ek in die gemeente gaan wees, waar ons kursusse gaan doen en waar ons miskien in disippelskap gaan ingaan, waar ons woord gaan luister, wys vir my, laat iets vir my wys dat die Heilige Gees vir my kan openbaar, waar moet ek dien, wat moet ek doen en wat wil U hê ek moet bereik. Spreuke 16 vers 3 sê vir ons, vertrou jou werke aan die Here toe. En alles wat jy doen, gee dit vir hom. En alles wat jy doen, gee oor aan die Here. So waar jy nog in die oë gesluit het, wil net sê die Here dankie nou gou in die oomblik, net dankie vir die nuwe jaar, vir die jaar wat verby is. Ek weet dit is nie altyd 'n lekker jaar of 'n maklike jaar nie, maar die jaar is verby. Jy het dit gemaak. You made it. You made it. En so waar ons nou regtig in gebed gaan ingaan in die nuwe jaar in. Sê vir God dankie dat hy saam met jou gaan wees in 2026. Hy gaan vir jou iets nuuts openbaar, my vriend. You just watch and see. Kyk en jy sal sien. Maar weet jy wie is daar so? Die Here is daar. Die Here is in ons toekoms en hy weet wat volgende is. So waar ons almal saam is, gaan ek gou 'n paar punte gee net om oor te bid nou in hierdie tyd voor die klok middernag slaan.
van ons gaan bid vir oorgee. Bid vir oorgee nou. En sê, Here, ek gee my lewe, my jaar en my planne oor aan U. Alles wat ek beplan vir volgende jaar, Here, gee ek oor. En as jy nie seker is wat volgende jaar gaan gebeur nie, gee dit oor. As daar antwoorde is wat jy soek, gee dit oor. As daar probleme is, of finansiële probleme is, gee dit oor. Gee dit oor aan God. Die tweede punt is van geestelike groei. Sê, Here, ek wil geplant wees in U. Ek wil my wortels diep in U hê. Laat my groei in die woord en in gehoorsaamheid van U woord. Here, laat elkeen hierso geestelik volwasse sal raak in hierdie jaar. En ietsie nuuts sal beleef in hierdie jaar. Here, ek sê vir U dankie dat U vir elkeen hierso net sal openbaar wat hulle moet bereik in hierdie jaar. En jy het 'n gawe ontdek, my vriend, jy het 'n gawe om te dien, en jy het 'n diens om te lewer vir die mense en vir Christus. Die Heilige Gees wys vir my gawe en waar ek moet dien. Waar moet ek dien in die liggaam van Christus? Waar moet ek dien in my huis? Waar moet ek dien in my werksplek? Waar moet ek dien waar ek wandel? Here, ek sê vir U dankie dat U elke persoon se geestelike oor en oë sal oopmaak om hulle gawes te sien en te hoor van die Here af waar hulle moet gaan. Vir ons gemeente. Here, laat ons saam groei as een liggaam. Laat ons saam groei tot ere van die naam. Want Here, dit gaan nie net oor ons nie, dit gaan nie oor wat ons doen nie, maar Here, laat dit oor U gaan en U alleen. Mense, Here, ons doel is om mense volwasse te kry, om 'n plek te kry waar hulle God ken en God sal nastreef. Here, met die kursusse wat ons aanbied in hierdie gemeente, met die bedieninge wat ons het in hierdie gemeente. Here, sê vir U dankie dat U daarso sal ons sterker bemagtig om mense te help. Dat mense kan sien, daar is hoop. Daar is 'n doel met my lewe. Daar is iets wat God wil hê van my. Ek is nie net hier op aarde gesit want ek is 'n fout nie. Jy is nie 'n fout nie. God het 'n doel met jou. En vir die mense wat sonder 'n gemeente is, Here, bid ons vanaand net vir mense wat verlore is. Here, die wat U nie ken nie, of U ken, maar hulle is so verlore. Here, ons bid dat U hulle harte, ek wil sê, sal stuur vanaand. En dat volgende jaar, hulle sal soek vir lig. Hulle sal soek vir die lewende water. En daar's bome daar buite wat se blare al weg is. Daar's bome daar buite wat droog en dood lyk. Maar Vader, ons weet dat U enigiets kan laat gebeur. U kan enigiets in ons lewens doen. En Here, so bid ons ook nou vir vanaand, waar ons in die nuwe jaar ingaan. Kan ek asseblief vir jou vra, voor ons nou die nuwe jaar ingaan, jy kan nou oopmaak asseblief. Daarso is spakels. Waar is die spakels? Daar agter, kry vir jou spakel, en dan, hou net eers net die kring gou in die middel. Maar jy gaan my nou vinnig probeer, want ons is in 3 minute oor. So ek kry al gou 'n spakel daarso, en dan gaan ons dit aansteek, so nou aansteek, nog nie aansteek nie, en dan almal net so in 'n sirkel staan. So kry jy daar 'n spakel, en staan in 'n groot sirkel. Nog nie aansteek nie. As daar iemand is wat meer vinniger net kan uitdeel. Kan maak 'n sirkel, kyk of jy 'n bietjie sirkel kan maak. Of net so halfmaan is okay ook. Ja, net so. Julle kan hier so staan. Julle kan hier so staan, so deur die bank so staan en so agterom gaan.
staan hier so nee, ook net daar so staan. Jy staan hier so 3 meter staan aan die kant. Ons moet so deur die banke gaan. Kom, vinnig. Ekskuus, ek wil nie aanjaag nie. Pas 'n minuut oor. Hy het 'n bietjie langer gebid as ek gedink het. Kom, maak die sirkel groot. Sy. So as hulle almal aansteek is nou 12 uur slag en na 12 slag. So kom vinnig julle, kom ons gaan hier agter. Kry nog 'n minuut. Ja, gaan so. Hoi. Almal hierso. Ons nou ja. Hou eers vas. Kyk, so waar sou asseblief sluit jou oë. U bid gou vir die Here nou op hierdie oomblik. Wat wil jy graag hê vir volgende jaar? Wat wil jy graag hê hy moet doen vir jou vir volgende jaar? So Here, waar ons sê net vir U dankie sê vir 'n jaar wat verby is. Sê ons Here, vat oor in 2026. Here, ek bid vir elke persoon hierso waar hulle vanaand hier is en waar ons vanaand gaan net die countdown gaan gee van 5, 4, 3, 2, 1. Geseënde nuwe jaar vir almal. So net steek aan almal en ja, laat 'n bietjie glitter, laat hy sê Kyk, ook 'n steek aan, jy hoef nou nie te wag in die sirkel nie, jy kan regtig nou aansteek. Daar's 'n lighter, daar's 'n twee kersse hierdie kant. Laat 'n simbool wees van hoe die Here in jou lewe gaan skitter in hierdie nuwe lewensjaar.